Welcome to Style to Rise, the podcast where real women share real stories about style, confidence, and everything in between. I'm your host, Janine, image consultant, entrepreneur, and your personal cheerleader in confidence and style. So grab your coffee, take a deep breath, and let's get started. Vandag het ek die ongelooflike voorreg om 'n vrou wat die hele Suid-Afrika geïnspireer het hier by my te hê. Luzaan, dit is so 'n groot voorreg om jou by my te hê vandag. Ek weet jy inspireer soveel mense, maar jy is vir my 'n ongelooflike inspirasie. Welkom hier. Dankie Janine, dit is so groot voorreg om hier so te wees. Ag ja, dit is lekker. Dankie dat jy my genooi het. Met 'n plesier. Kom ons begin by die begin. Vir diegene wat nie 'n verhaal ken nie, is jy sonder sig gebore? En vat ons bietjie deur jou kinderjare. So ek is in Bloem gebore. So ja, my ouers was altyd hierso en ek is gebore met 'n oogtoestand wat hulle noem lebersanirose, wat basies beteken dat my retina's het nie reg ontwikkel nie. En eintlik het my ma dit glad nie geweet nie tot my 6 weke pediatriese besoek. My eerste besoek by die pediater, en toe het hulle actually agtergekom dat ek het 'n probleem met my sig. En ja, toe het my ma regtig begin navors en soos toe sy my ouers het 'n amazing werk toe gedoen, jy weet, om my groot te maak so normaal as moontlik, en ek dink hulle het dit baie goed reg gekry. En ja, toe het ek vir 12 jaar in pionierskool in Woesterskool gaan. So my hele skoolloopbaan was ek dan nie in Bloemfontein nie, en toe het ek in 2012 het ek teruggekom Koffsies toe vir my eerste jaar hierso by die universiteit. So ek het actually baie lank nie in Bloemfontein gebly nie. En ja, toe het ek teruggekom en nou kan ek nie imagine dat ek ooit vir sal tref nie. Maar ja, dis hoe my storie begin het. Ek het 'n oogtoestel wat degeneratief is, so basies my sig verswak met tyd, maar dit is nie 'n geneties oordraagbare toestand nie. Jy het dinge bereik waar baie mense droom. Jy is uitgenooi na die Paralimpiese spele toe en dit is net ongelooflik. Maar natuurlik kom daar uitdagings gepaard met dit. Vertel ons bietjie, hoe het jy ingekom vir dit en wat was die uitdagings wat gepaard gegaan het met dit? So ja, ek het die voorreg gehad ek het eintlik nooit gehardloop nie, en toe op skool, toe na skool by op die universiteit het ek eintlik begin met my atletiekloopbaan. Ek het daai jaar my eerste 10 kilo gehardloop. Jy sal nou bevreed, want ja, ek het self my eerste 10 kilo het ek gehardloop binne 'n uur en 1 minuut. En toe het ek in 2013 het ek my eerste wêreldkampioenskappe gedoen in Frankryk, en ja, toe het ek maar gewerk. Die plan tussen my en my afrigter was altyd om te gaan vir die Tokyo 2020 spele. Want ons het gevoel dat ek baie ervaring het en dan ek het genoeg tyd om te kwalifiseer, maar toe word ek gekies vir Rio in 2016 en toe weer vir Tokyo en toe weer vir Parys. So ag ja, dit was 'n ongelooflike voorreg, en jou pad om daar te kom. Hoe jy daar kom is jy kwalifiseer, so met ander woorde jy moet sekere wedlope hardloop en sekere tye wil om wat hulle noem slots oop te maak. So 'n slot vir 'n land is 'n plek basies, en die atlete moet 'n sekere level of performance behaal om 'n slot te kan genereer vir jou land. So met ander woorde, elke Paralimpiese spele het ons vir atletiek 6 of 7 vroue slots en dan sê nou maar 10 man slots of wat ook al die geval is, maar dit verskil elke keer want dit gaan oor hoe atlete presteer. En ek is toe bevoorreg om al daai kere die span te haal met my prestasies of my performances deur die opbou siklus van die kwalifiserende periode. So dit is nogals moeilik om in te kom. Dit is nie soos met die Olimpiese spele waar jy 'n tyd hardloop en jy kwalifiseer of jy kwalifiseer nie. Dit gaan letterlik oor hoeveel slots het die land en dan hoe lyk jou performance in Suid-Afrika in vergelyking met ander vrouens. Dat obviously as ons net 5 slots vir vrouens het en jy is die 6de beste in die land, gaan hulle jou nie kies nie. So dit is maar basies die route of die pak om te kwalifiseer vir 'n spele. En ja, ek dink soos met enigiets in die lewe is daar uitdagings. Ek dink vir my 'n groot uitdaging is baie keer 'n trainingpartner. Ek was dan op bevoorreg
met die Tokyo spele en met die Parys spele het ek vir Klaus en Estienne gehad wat saam met my gehardloop het en ek het nou ingeskakel by Bloemfontein Striders en daar het ek ook ongelooflik baie ondersteuning van die atlete. Maar vir my is atletiek 'n spansport. Dit is nie 'n individuele sport nie. En ek dink baie keer vergeet mense dit. Ek kan nie net met tekkies aantrek nie, 'n kort maatjie. Ja. En mense se commitment, daar is actually baie meer mense nogals as wat ek gedink het, wat wil commit vir so iets. Maar dit is 'n groot commitment as 'n mens werk na 'n spele toe, want dit is baie tyd en bietjie travel, jy weet. Die travel is natuurlik 'n voorreg, maar dit is tyd weg van 'n mens se gesin en weg van jou familie af. Maar ja, ek is bevoorreg om nog altyd goeie trainingpartners te hê. Selfs nou het ek regtig 'n goeie trainingpartner. So nee, wat ek dink, ja, dis my 'n ongelooflike voorreg en ek geniet dit baie. Lizaan, jy het nie net gaan deelneem nie. Jy het 'n paar medaljes gewen. So vertel ons, hoe voel dit om daar vooral met jou Suid-Afrikaanse klere op die verhoog te stap en jou medaljes te ontvang? Ja, dis 'n ongelooflike ervaring. Selfs net om daar te wees is 'n ongelooflike ervaring, maar baie keer dan hardloop jy nou en dan na die tyd is jy so of as jy nou daar staan na die tyd is jy so bietjie verlig dat alles uit. Jesus, dit moet. Jy weet, jy sal ook te weet as jy mense reis hardloop en jy mik nou vir 'n spesifieke tyd. Jy hart in daai tyd, jy weet, jy voel altyd so bietjie soos, dankie tog, dit het nou vandag goed so gaai. So dis baie soortgelyke te voel, maar ek dink die trots van om jou land te kan verteenwoordig en dit is interessant as 'n mens daar is en jy, selfs as jy op die start staan en jy gaan nou wegspring, is jy so, hoe kan ek dit stel, jy's so trots en jy's so dankbaar om jou land te kan verteenwoordig. Mens vergeet nogal van alles wat aangaan en verstaan, die slegte dele is, mens skakel dit half uit. Dit is net, jy het ongelooflike trots en jy besef, dis 'n voorreg om daar te kan staan vir jou land, want dit gebeur met baie min mense. Ja, so dis 'n absolute voorreg om dit te kan doen en 'n mens is dankbaar vir die geleenthede wat jy kry om dit te kan doen. Jy is vreeslik nederig, as jy nou natuurlik hier gesit het met jou medaljes skyn na. Dankie nog as ek 'n pomrit. Sorry, Tikkie. Nee, maar wel gedaan. Jy is so ware inspirasie soos wat ek vroeër gesê het. Baie dankie, ek waardeer. Ek dink as 'n mens net mense kan inspireer om die volgende stapie te neem en whatever jou journey is dit klare wen en ek dink vir my, ek hardloop omdat ek lief is vir hardloop. Dit gaan nie vir my oor die prestasies of eintlik is ek hou van oefen, ek hou nie baie van 'n reis nie. Ek sou nou nie dit sê nie, maar ek's meer 'n trainer as 'n reiser. En dit is net 'n ongelooflike voorreg om die platform te kan hê, die platform wat atletiek skep, om vir ander mense ook iets te beteken is regtig 'n groot voorreg. 'n Groot deel van my werk is om vroue se met hulle selfvertroue. En soveel vrouens glo nie in hulle self nie en glo hulle het dit nie in hulle om iets groters te bereik nie. En wie anders as jy om vir hulle nou 'n bietjie inspirasie en hoop te gee? Wat sal jy vandag vir hulle sê? So ek dink dis baie cliché om te sê, verstaan, dis maklik om hier te sit en te sê jy het dit in jou, want dit gaan nie vir iemand verander nie, maar ek dink vir my, wat vir my baie keer werk as ek so voel, want ek dink ons almal voel so, nee, ons almal voel baie keer dan ek het dit nie in my nie, of ek sien nie vandag kans nie, of dit is te groot vir my, wat baie keer vir my help. Ek het 'n musiekonderwyser gehad wat altyd op skool gesê het, you eat an elephant one bite at a time, nee. So baie keer net om te fokus op daai volgende stappie van jou droom of van jou projek of van jou wat ook al dit is, van jou eetplan of jou voorkoms of jou sport, dit maak nie so wat dit is nie, maar om net te fokus op die volgende tree wat jy moet gee en om 'n bietjie weg te beweeg van wat is die eindpunt, want ek dink ons almal werk en ons almal fokus so op die eindpunt, ons vergeet van al die klein treetjies wat jy tussenin moet gee om daar uit te kom. En as ek in 'n baie stresvolle situasie of as ek in 'n moeilike situasie is, fokus ek altyd of ek probeer altyd fokus net op die volgende ding wat ek bedoel om my doelwit te bereik. Dit is nie noodwendig my doelwit nie, fokus jy saam hier op jou doelwit.
jy fokus op die volgende ding wat jy moet doen. So ek dink dit sou my grootste raad wees en sê wat ek dan miskien deel uit my lewenservaring en ek dink ook ek het so die naweek toe dink ek so mense wil altyd jy wil altyd 'n Facebook post maak en jy wil altyd daai een wees wat dit share wat sê hierdie het ek deur dit is baie cool maar mense vergeet dat vir 'n wow uitkoms of 'n wow result moet jy 'n wow inset gee. So as jy iets amazing wil wees en wil doen, moet jy onthou hoe die pad soontoe gaan jy ook met amazing goed doen en daar verstaan jy gaan met wow sacrifices maak en jy gaan met wow wees in jou approach en dan gaan jy 'n wow einddoel hê. Jy gaan nie net opstaan en jy gaan net 'n wow einddoel hê. Absoluut. En ek kan nou deur en deur sien dat jy dissipline het, jy het deursettingsvermoë, jy het uithou vermoë. En nou wil ek by jou hoor, is daar iemand wat saam met jou hierdie pad stap? Het jy 'n support system? Het jy mense wat jou ondersteun? Ek het 'n ongelooflike familie en 'n ongelooflike man en ongelooflike training partners en 'n ongelooflike hardloopklub. Ek dink ek is bevoorreg om 'n baie groot en baie goeie ondersteuningsstelsel te hê. En 'n mens besef ook dat almal het nie 'n ondersteuningsstelsel nie, maar wat ek vir vrouens tot buite wil sê is jy kan werk om jou eie ondersteuningsstelsel te begin bou. Kry vir jou mense wat jou doelwit ondersteun, deel jou doelwit met ander, praat oor dit wat jy wil bereik en mense, jy sal sien daar sal mense in jou lewe wees wat jou gaan ondersteun in jou pad, maar om te ondersteun met ons ook 'n stukkie van onsself vir mense gee, laat hulle ook jou kan en wil ondersteun. So ek dink ons almal kan werk aan 'n goeie ondersteuningsstelsel en dit kan 'n vriendin wees of jou kind of jou man of wie ook al dit is, selfs jou troeteldier. Maar ons almal kan werk aan om ons ondersteuningsstelsels op te bou. Jy het 'n baie mooi ding gesê. Jy het nou gesê om dit bereid is om 'n stukkie van jouself ook te gee en nie net te ontvang nie. Dit het my nou diep geraak. Dankie. Ja, ek dink mense kan jou ondersteun as jy hulle ondersteun en ek dink dit is klarifikies soos om te onthou wat ander mense wil bereik en om mense ook te ondersteun in hulle doelwitte en om te besef dat ek het nou 'n baie interessante ding gelees. Ek het gelees dat 'n netwerk is nie noodwendig die mense wat jy ken nie. Dit is die mense wat jy gaan onthou hoe hulle seun het hierdie naweek rugby gespeel en jy gaan word vra hoe dit gegaan met die rugby guy. So 'n mens dink baie keer jou netwerk is nie die mense wat jy ken, maar dis die mense wat jy ken en in wie jy eintlik belangstel, en met wie jy moeite doen, want dit is die mense wat vir jou gaan deurtrek wanneer jy dit regtig nodig het. Dis al appel by 'n hoër. Toe jy groot geword het en in 'n skool was, het jy ooit anders gevoel? Het jy jouself baie keer gevind dat jy jouself vergelyk met ander, dat jy voel jy is nie goed genoeg nie? Snaaks dit het 'n groot ding vir my geword op universiteit, want op skool was almal soos ek, nê? So ek was in 'n skool vir visueel gestremdes vir geleerdes. So almal was of dit was nie normaal. En toe ek by kursus kom, toe besef ek, shit, maar ek kan nie netbal speel nie, en ek kan nie tennis speel nie, en ek kan nie alles doen vir die kursus wat ek wil doen nie. En toe het ek nogal deur 'n moeilike tyd gegaan en ek het 12, jy weet, begin voel, okay, maar dit is nie ek kan nie 'n vol funksionerende persoon in die samelewing wees nie. En toe daartoe gekom en daartoe het my gered van dit. Wow. Sê my, het jy iets wonder jy nou waar? Wat is jou volgende groot ding? Ek wil volgende jaar my eerste ultra doen. So ek wil die Two Oceans, die 56 doen by Two Oceans. Dit is my groot hardloop, ek sou sê doelwit. Ek het nog nooit 'n ultra gedoen nie, so dit sal 'n iets gewees vir my. Ek is 'n bietjie gespanne, maar dis okay. Rosalia, jy sal so goed doen in dit en ek sal jou al die pad ondersteun. Dankie baie, ek waardeer. So, en dankie dat jy jou storie vandag met ons kom deel het. Jy herinner my dat uitdagings nie ons identifiseer nie, maar dat dit ons kan inspireer om beter te wees en om mense om ons te inspireer. Mag jy gaan van krag tot krag en ons as Suid-Afrikaners is so trots op jou. Dankie vir jou, dankie dat ek hier kon wees en ja, dankie vir die geleentheid.
Thanks for joining me today on Styled to Rise. If you enjoyed this conversation, share it with a friend who could use a little inspiration and style in her life. And remember, confidence isn't about having it all together. It's about showing up exactly as you are and owning it. Until next time, keep styling, keep rising, and keep showing up.